Goeienaand, broers en natuurlijk susters wat ook vanaand met ons is. Baie hartlik welkom hier by die Gereformeerde Kerk Hermanus en wat ons hoop die eerste mannesang sal wees. Ons baie gesigte meer as wat ons eintlik al verwag het. Ons is baie dankbaar en bly vir elkeen wat vanaand hier is om saam met ons sing die Here te loof. Dit is julle bywoning en same sang wat vanaand 'n groot sukses sal maak. Ek gaan begin net vinnig met bedankings en dan gaan ek 'n kort stuk geskiedenis gee van die geloofsbelijdenis van Sia wat die tema gee vir wat ons vanaand rondom sing en dan gaan ons wegspring. So net heel eerstens ons musikante wat vanaand begelei Teresa Weer op klavier, Sumeri Jordaan en dan langs haar is Ria Kostirus en Marcie en Adrian en baie dankie vir jou begeleiding vanaand. Vir Karin Via die skyfvertoning opgestel het. Julle sal ook sien met ons saal vanaand, dit is nie net 'n man se oog en se beplanning hier nie. So Karin, baie dankie. Dit sit ons saamwees vanaand net op 'n ander vlak. En dan saam met dit die regkry van die saal veral Chris Minnie, ons koster en Zama. Dan onontbeerlike vanaand is broer Jaak Botha. Hy is 'n georganiseerde 1000. Ek sien hom nie nou. Daar's Jaak. Nee, hy het 'n klomp lyne vasgehou en hy is tussen die vuurpad baie dankie. Ja. Dan Caledon FM wat baie vriendelik geadverteer het. Ons is dankbaar vir gemeenskapsradio wat vir ons 'n spreekbuis gee. Julle sal sien ons het videografie ook vanaand. Dankie vir Jacques Jordaan, hy het ingespring en neem leiding daarin, maar saam met hom is Ergo, die verhoog en Friso daar agter en Marius, hoe ver agter, baie dankie vir julle. Na afloop van ons saamsang is daar eetgoed en koffie en tee in die saal, so jy is regtig welkom om 'n rukkie te bly en te kuier en iets te eet. Dit is die afkondigings. Nogmaals dankie vir ieder en elk wat hier is, en so is 'n mooi aand. Dan, voordat ons begin sing, is 'n geskiedenis oor die geloofsbelijdenis van Sia. Dit is te danke aan 'n dwaalleraar, 'n man met die naam Arius, wat die kerk van Christus die geloofsbelijdenis van Sia het. Want dwaalleer forceer die kerk om fyn te dink en fyn te formuleer wat ons glo. So verskriklik as wat dwaallere is daar tog vrug daarvan en dit is hier die jare 1700 jaar sedert die synode van Sia hierdie belijdenis opgestel. Vraag is dit vandag nog relevant, 1700 jaar oude belijdenisskrif? Die antwoord is absoluut ja, want die Arianisme, soos wat die dwaallere bekend staan, is nog in die wêreld. En van die grootste sekte kerke vandag is die Mohammedanisme en hulle het 'n Ariaanse siening van Christus. En baie treffend, ons weet die Mohammedanisme het veral deur oorlog versprei, maar veral in gebiede wat vooraf deur die Arianisme sag gemaak is, deur mense wat gesê het Christus is die ware God nie en hier kom die vyandsmag wat dieselfde glo en bely. En dan ook vandag wat ons teekom die Jehovah Getuies is ook Ariaans. En dat die dwaallere wat hulle het, wat in essensie stel dat Jesus, die Seun van God, is nie ook ware God nie. Hy is minder as die Vader, hy is 'n geskape wese, 'n blote mens, hy is in die tyd wat hy sy begin het. En dis ook 'n dwaallere wat ons vandag teken op ons kerklike landskap. Die laaste 20 jaar was daar 'n dwaling met die naam van die Nuwe Hervorming, as u daarvan gehoor het, wat die godheid van Christus, sy maagdelike geboorte, die dinge nie geglo het. En 'n voorbeeld van hulle dwaling is nou weer baie lang terug. Een van die vroeë Ariane was 'n man met die naam Marcio, en hy het groot vrymoedigheid in die Bybel geneem, en hy het byvoorbeeld die geboorte van Christus uit die Lukas Evangelie uitgesny, want dit was ondenkbaar vir hom dat God
as mens gebore kon word. So die dwaalleer waarmee die kerk vandag nog te doen, is niks niets nie. Elke kette het sy letter, soos wat die spreuk sê. Hierdie die ketters het dan telkens na die Bybel gegaan en daai verse onderstreep wat klem op die menslikheid van Christus geplaas. Gesê, hy is net mens, en sy ondergeskiktheid aan die Vader. Die regsinnig is die ortodokse het gesê, ja, dit is so, ons sien dit, maar ook in die skrif sien ons dat hy sy beginne uit die voortyd het, dat hy een in wese met die Vader is, en ons moet al twee hierdie waarhede konsekwent bely. Hy is ware mens, maar ook ware God. Dit is 'n geopenbaarde waarheid, en ons kan nie anders as om te sê, dit is wat dit is. Dan ook treffend, dit is deel van ons musiek vanaand, wat Arius en sy volgelinge gedoen het om hulle dwaling populêr aanvaarbaar te maak, is dat het gesange en liedere geskryf, wat juist die dwaalleer bevat het, en dit was dan in die kerke gesing, en dit wat jy sing word deel van jou idees oor God, en so dit in die kerke inkom, en daarteenoor was dit vir die regsinniges, die ortodokses, het hulle by die sangboek van die skrif gebly, by die psalms, om die woord van God tot God te sing. En so gaan ons ook vanaand 'n besondere klem op die psalms sê, nie omdat ons bang is vir dwaling nie, maar omdat ons lief is vir die waarheid. Maar heel laastens, ek hoop jy het 'n belydenisskrif daar agtergeneem wat jy daar by jou het. Jy sal net as jy dit lees dat dit trinitaries is. Dit plaas klem op die persoon van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So ons loof al drie persone van die een ware God. En mag dit wees dat ieder en elk vanaand, so deur die woord van die Here te sing, jy sal vol word met die woord van God. En vol van sy Gees, en dat jy werklik sal beleef wat die apostel in 1 Korintiërs 14 vers 15 getuig. Hy sê, ek sal met die Gees psalms sing, en ek sal met die verstand psalms sing, dat jy in jou hart beweeg sal word en aangeraak sal word deur die liedere, maar dat jy ook sal dink oor wat jy sing, dat die intellek ook betrokke sal wees. God terwyl. Amen. Ons begin nou met ons belydenis. Die belydenis stel, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Met dit in gedagte wil ek vir u vra om asseblief te staan en dan sing ons om mee te open Skrifbring 10:1 o Vader in die hemel hoog. Dit is 'n beruiming van die Onse Vader. Kom ons staan en sing dit saam en bly as ons staande na En ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor alle eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Ons sing so van Christus wat geskep het uit Psalm 33, ons hoor veral daar in die 3de vers wat ons sing uit die Psalm, in sy alvermoë het hy hemel bo deur sy woord
deur die woord gestig, en deur sy gees 'n ganse leerskaar van glanse skitterend aan laat lig. Die belydenis fokus dan nou op ons Here Jesus Christus. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons het sopas gesing van hoe die woord alles geskep het uit Psalm 33. Ons sing dan nou uit Skrifbreuming 4:8 van hoe die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Terwyl ons so sit, Skrifbreuming 4:8. Dit is natuurlik Kersfees wat ons so besing. Ons volgende lied is dan lied 344, oor die goeie tye. Kom ons staan en sing dan van die goeie tye.
Dit is na die geboorte van ons Here Jesus Christus wat die belydenis dan na sy lyding en sy vernedering kyk. Ons sing dan oor die sterwe, die begrafnis en die angste van die hel wat ons Here Jesus Christus ondergaan het uit Psalm 69 wat profeteer juis van sy lyding. Let veral op hoe spesifiek die 9de vers wat ons sing vervul word in Christus se lyding. Terwyl ons so sit, kom ons sing daarvan. Treffend is die feit dat 2 van die psalms wat juis oor Christus se lyding ten diepste profeteer, Psalm 92 en 96, in daardie selfde psalms dan weer van sy opstanding uit die dood profeteer. So ons sing dan, terwyl ons verder sit, weer uit Psalm 69, ons sing dan verse 12, 13 en 14 wat getuig hoe hierdie een wat so ly weer opgehef word, opgewek word deur sy Vader.
Van die vroegste tye af is dit die gebruik van die Christelike kerk juis op Paas-Sondag om mekaar te groet met die woorde: die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Ons sing dan nou dit, lied 422 verse 1 en 3. Kom ons staan op en getuig daarvan. Nadat hy opgestaan het, het hy na die hemel opgevaar. Kom ons, terwyl ons nog so staan, sing van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, Psalm 37, getuig daarvan. Hy het na die hemel opgevaar en hy is nou verhoog aan die regterhand van sy Vader waar hy heerskappy uitoefen. Psalm 2 sing van hoe die volke van hierdie wêreld, en hoe sien ons dit nie daagliks in die nuus nie, in opstand is, rumoerig is, maar dit getuig van hoe Christus uit die hemel heers en regeer en dat ons by hom 'n geborgenheid het. Terwyl ons so sit, Psalm 2.
Ons kyk nie net op na hom wat tans regeer nie, maar ons verwag ook sy wederkoms wanneer hy alles nuut sal maak. Psalm 72 sing van die nuwe hemel en die nuwe aarde waar Christus se heerlikheid in volmaaktheid verwesenlik sal word. Terwyl ons so sit, kom ons sing verlangend Psalm 72. Dit is die belydenis oor Christus. Die belydenis gaan dan voort oor God die Heilige Gees. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. En hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Oor die Heilige Gees sing ons dan die Pinksterbelofte van Esegiel 36, soos wat dit beruim is in skrifberuiming 8:1, die belofte van die Here, water sal ek op hul sprinkel. Ons sing dit terwyl ons nog steeds so sit.
Dit is die Gees wat die bruid vir die bruidegom vergader. Ons bely dan vervolgens oor die kerk, die bruid van Christus. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Psalm 48 sing van die skoonheid van die Godstad, van die bruid van Christus. Kom ons staan en sien asof in sienersvergesig die skoonheid van die stad van God. Psalm 48 staande. Aan die kerk het die Here sy ordinansies gegee en so bely ons een doop tot vergifnis van die sondes. En met die oog op die doop sing ons Psalm 105 se 5de vers hoe die Here beloftes van geslag na geslag maak en in elkeen wat glo onderhou, terwyl ons so sit, ontvanklik van die beloftes van die Here. Psalm 105. Die belydenis is amper klaar. Voorlaastens verwag ons die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Dit is daarvan wat Psalm 116 getuig, terwyl ons nog so sit, verse 2 en 5 van Psalm 116.
Ons laaste psalm vanaand is die laaste psalm van die psalmboek. Psalm 150 wat vooruitkyk en profeteer en beveel dat alles wat asem het, die Here moet loof. En so sal dit eendag wees, sal al die geskape dinge om loof en prys. Kom ons staan en sing Psalm 150. Simon, would you please come and close for us with a prayer if it's not too much of a surprise for you? Brother Simon is pastor of the Reformed Church Southern Suburbs, and he's joining us this evening. And if you would say a prayer for us, our English is good enough. Good evening, Simon. It's good to have you. Well, if you don't mind, I'm going to close with a word of prayer in English. Let's bow our heads. Our Heavenly Father, we thank you and we praise you. What a joy it is to sing the Psalms like we have done this evening, to sing of our Savior, to reflect on our common confession of faith. We do magnify and exalt you for gathering your church from every tongue, tribe, and nation, from east and west, north and south, and how you promise to continue to preserve your saints through the ministry of the word, the administration of the sacraments. Lord, we do thank you for this evening of edification. We pray that these words we have sung that point to our Savior, Christ crucified and raised, that he would indeed animate every aspect of our lives, that we would follow him with ardent hearts, and that we would, in anticipation, fellowship this evening, knowing that tomorrow morning we will receive Christ and all his riches from glory. We thank you for this foretaste this evening. May you indeed uphold this church. May you uphold the Reformed churches in South Africa, across this country. Would you uphold every true church across this land, across this continent? May you continue to expand your kingdom, O God. We pray these things in Christ's name. Amen. En dan heel laastens
die Amen. Kom ons staan en sing die Amen saam. Dit is dan ons program vanaand aan die Here alle eer en u is hartlik welkom om saam te kuier, 'n toebroodjie en 'n koffie te geniet. Baie dankie vir almal wat hier is.